Okay, julle, ons is op Kalkfontein en ek gaan bietjie vir jou wys 'n ander metode om babers te vang, veral in die winter en baie vroeë seisoen as die water nog koud is, dan kan 'n ou dit ook bietjie op 'n ander metode doen. Dan is hulle bietjie traag met die kunsaas. Ons is op Kalkfontein op die oomblik en ek kan vir julle sê, een van die in die seisoen, byvoorbeeld die eerste trip wat ons hierdie seisoen na Kalkfontein toe gedoen het ek op die Dorselfish Mega 'n 22.8 gevang. Maar as jou watertemperature koel is soos wat hulle nou is, dan moet 'n ou jou metodes bietjie verander. Ons is einde Mei. Ek dink maandag is die 1 Junie. So die water is koud. Jy kry eintlik baie lekker dae om op die water te wees hierdie tyd van die jaar. Ou moet maar die weer dophou. Maar ou gebruik ander metodes. Waar die kunsaas, die babers is traag, hulle is meer op die bodem en dit is moeiliker om hulle met die kunsaas te vang. Nico het net nou een gevang met die Mega self, met die popper in die Mega. Ons gebruik die popper ook en baie keer gebruik 'n ou 'n stukkie aas onder die popper in plek van 'n kunsaas. Dis nou maar net omdat die babers 'n bietjie in 'n ander mout is op die oomblik. Maar soos julle kan sien, 'n lieflike dag op Kalkfontein, lekker windstil, perfekte weer om vir babers te hengel. Die babers byt wel nog, hulle is meer op die bodem, so alhoewel ons hulle met die popper bo vang hier en daar, is hulle meer geneig om op die bodem te wees. So ek gaan vir julle die strop wys wat ons gebruik vir aas. Ek sal vir julle my strop wys, ek sal vir julle net nou Nico se strop ook wys wat hy gebruik en die metode wat ons gebruik om hulle te vang. So daar's basies twee goed wat jy kan doen. Jy kan of op anker staan en as die windstil is soos nou is, in elk geval gaan die boot nie beweeg nie. So ons staan op anker, ons het stokke uit en daai stokke is op die grond en ek sal net gou vir julle die stroppie wys. Ek gebruik dieselfde strop van die kant af. Ons gebruik dieselfde strop van die boot af. Ons gebruik dieselfde strop as jy byvoorbeeld drift vir die babers wat ook 'n baie effektiewe metode is. So die eerste ding is 'n ou met 'n klein sinkertjie hê om hom na die grond toe te vat. As jy nou moet gooi, kan jy 'n bietjie groter sinker soos hierdie het, maar ek sou sê altyd die kleinste moontlike sinker, want jy wil nie regtig hê aanvanklik met daai baber agterkom hy daar's iets onnatuurliks nie. So 'n klein sinkertjie hierso op die oomblik het ek eintlik 'n bietjie groot sinker, maar ek kan gooi met hom van die kant af en so. So ek kan nog selfs baie kleiner. Dit gaan maar eintlik maar net om jou aas af te vat onder toe. So 30 cm stroppie tussen die twee swivels met 'n glysinker daar. En dan net 'n ou jou hoekstrop. Nou jy kan speel met die hoekstrop. Hang af hoe sensitief die babers is, maar kom ek sê 30 tot 40 cm hoekstrop en dan baie belangrik 'n sirkelhoek. En die rede vir die sirkelhoek is veral as jy drift vir die babers, wil jy nie hê 'n gewone J-hoek moet vashak nie. En wat 'n ou dan maar natuurlik moet besef is as jy 'n sirkelhoek gebruik, jy moet daai baber eers kans gee dat hy wegswem van jou af, dan maak jy styf en dan maak jy vas. As jy gaan onmiddellik as die baber die ding vat, begin pluk, dan gaan jy die baber verloor, want jy gaan basies die aas uit sy mond uitpluk so, en jy weet, hy gaan nie wegswem en laat hy in die kant van sy mond inhaak, soos wat julle maar weet met die sirkelhoeke. So 'n baie basiese strop is 'n stukkie lyn met die sirkelhoek op en dan tussen twee swivels net 'n sinkertjie wat daar gly en die doel van die sinker is maar net om die aas af te vat onder toe, dat hy op die bodem is. Nou as 'n ou drift, dan sal daai sinker nou so hop agter. Jy kan natuurlik nie op plekke drift waar daar kwaai klippe onder is of kwaai struktuur nie, soos daar 'n plat deel van die dam is, dan is dit 'n goeie plek om te drift. As daar struktuur is, en baie keer is die babers by die struktuur, selfs in die winter, dan moet 'n ou maar op anker gaan, dat jy jou aas laat afgaan, want as jy gaan drift daaroor, gaan jy definitief jou sinker gaan vashak en dit gaan vir jou onplesierig raak, want jy moet elke nou en dan stop en weer teruggaan en losmaak of afbreek of wat ook al, en dit is nie lekker nie. So, of op anker,
of op drift. En dan belangrik as jy jou sirkelhoek het, hierdie sirkelhoek wat ek hier op die oomblik het, is 'n sirkelhoek, 'n inline sirkel van Loomis. Jy kan enige sirkel wat jy verkies gebruik. Inline sirkel weer werk vir my goed. En Nico het 'n ander hoek, hy gaan net nou vir julle wys daarso. En ek gebruik die 5/0. Jy kan 'n groter hoek ook gebruik. Wat vir my belangrik is by 'n sirkel is dat hy lekker dun is. Soos hy gaan maklik penetreer. As jy nou 'n dik haai hoek sirkel gebruik, die penetrasie is moeilik. En onthou, jy het gewoonlik 'n ligte stokkie, ons hengel met 8 voet stokke. Jy het 'n ligte stokkie om daai hoek regtig te set in die babers. So ek hou van 'n dun skerp hoekie vir die babers. En hy gaan hom baie keer hier aan die kant van die mondhaak. Maklik om die hoek uit te haal. Hy sluk hom nie en jy weet, jy het nie daai probleme nie. Waar as jy 'n ander hoek gebruik, dan sluk hy hom en hy's diep in en jy weet, dit is 'n hele gemors om hom uit te haal. So net wanneer jy dan nou jou aas, en hier het ek sommer 'n stukkie fillet haak, op daai fillet se velletjie is gewoonlik redelik stewig, so ou sal hom net op die punt haak daarso, en dis basies hoe hy gehaak is. So jy wil nie iets in die pad van die sirkel se buig hê nie. So dis min of meer ons maak. So hierdie kan jy gebruik, jy kan drift met hom, jy kan op anker lê met hom en die baber sal hom vat. Natuurlik een van die belangrikste goeders, soos met in die somer met kunsaas, is om die babers eers op te spoor. So as jy 'n goeie fishfinder het, kan jy hulle opspoor en weet hulle is daarso, soos wat jy oor hulle beweeg. Andersins sal jy maar moet toets hier, toets daar, tot jy hulle kry. Hulle is in die winter, net soos in die somer, ook in sekere areas. Gewoonlik bietjie dieper water, maar besop vir die ding in jou kop dat hy in diep water is. Baie keer is hulle nie daar nie. Baie keer as jy sien op 'n spesifieke dag, sal jy hulle kry op 4 tot 6 meter water. En hulle gaan dalk nie in 12 meter water wees nie. Ander tyd in die winter sal hulle dalk weer in die dieper water wees. So eksperimenteer daarmee, spoor hulle op. As jy op 'n plek lank gelê het en jy kry nie buite daar nie, skuif. Van die kant af natuurlik dieselfde metodes, maar jy moet in 'n plek kom waar jy bietjie in dieper water kan ingooi, veral in die koue water, so dieselfde stroppe, dieselfde tegnieke, en natuurlik daarmee jou sinker nou klein bietjie groter wees om by hulle uit te kom, waarvan die boot af kan jou sinker baie lig maak. So baberhengel in die winter is stadiger as in die somer. Dit is nie die tipe van hengel wat ek regtig mal is oor nie, is 'n baie stadige tipe van hengel. Dit is baie meer exciting, is baie meer aksie om in die somer met die kunsaas te hengel, en die babers is meer aggressief en so aan. Maar 'n mens hengel maar in die tyd wat jy kan hengel, en as dit winter is dit winter, en as 'n ou visie wil vang, dan moet jy maar jou tegnieke 'n bietjie verander. Maar ja, ons gaan met Nico praat oor sy strop, en hy gaan vir julle sy strop wys, en ja, ek hoop hierdie video het vir julle gehelp, en dan gesels ons weer in 'n volgende video. Mooi loop.